vers 15, maar na hartelus mag jy slag en vleis eet, ooreenkomstig die seën van Jahwe jou God, wat hy jou in al jou poorte gee. Die onreine en die reine mag daarvan eet. Soos van die gemsbok en die takbok. Nou hierdie sin klink verwarrend, maar moenie laat dit jou verwar nie. Hy sê nie jy kan onrein voedsel eet nie. Nou wie is die onreine? Dis die mens wat onrein is. Wanneer is jy onrein? Daar's dinge wat jy gedoen het wat jou onrein maak. Jy het aan 'n lijk gevat. En dan is jy onrein tot die aand toe, of wat ook al. Nou word jy honger, nou, mag ek nou eet? Ja, jy mag. Die onreine en die reine mag daarvan eet. Jy mag nie onrein voedsel eet nie. Hoekom nie? Dis weer eens profeties, na ons tyd toe. Yeshua sê, as jy my nie eet nie, hy is die rein voedsel, het jy geen deel aan my nie. Wat is die onrein voedsel? Al die ander. Jy mag nie daarvan eet nie, as 'n verbod op. Hoe ernstig is dit daaroor? Wel, die wet getuig daarvan, jy mag nie onrein voedsel eet nie. Dit maak jou onrein. Jy mag dit nie eet nie. Dit maak jou onrein. En jy sal tot die aand toe onrein wees, of wat ook al. Nou kom Yeshua. Nou sê hy, niks wat die mond ingaan kan die mense onrein maak nie. Maar wat by jou mond uitgaan, maak jou onrein. Hoekom sê hy dit? Want ek is nou 'n geesskepsel. Hulle het net die vlees gehad. Hulle is die siel en hy bly binne in die liggaam. En profeties word die liggaam onrein. Is nie onrein asof hy vuil is nie. Maar hy is onrein volgens die wet. En jy mag nie daai onrein voedsel eet nie. Maar die profetiese gedeelte daarvan is ons tyd. Ek is van bo gebore. Ek's 'n geesmens. En as ek eet, dan eet ek Yeshua. Maar nie die Romeinse kerk se koekie nie. Dis 'n leuen, dis bedrieglik. Ek eet hom deur sy woord te eet. Hy is die woord wat vlees geword het. En ek eet sy woord, en dis die rein voedsel. En ek eet dit die hele tyd. En wat doen ek met die onrein voedsel? Ek raak nie daaraan. Hoekom? Want dit gaan my geesmens onrein maak. Hoe? Jy gaan jou geloof daar baseer, en hoe weet jy dis die waarheid? En ek het hierdie boek gelees van hierdie ou. Dis die mooiste getuienis. Dis onrein voedsel. Gooi die boek in die see. Moenie daarby uitkom nie. Moet nie dit sê. Wat sê hy daar wat nie in die woord van God is nie? Wat sê hy daar in wat jou gaan help op jou pad na die koninkryk van God toe, wat nie in die Bybel is nie? Nee, niks nie, maar hy sê baie ander goed. Al daai baie ander goeders is die onrein voedsel. Want dit gee jou wanindruk. En jy bou op daai fundament. En die storm kom en jou huis spoel weg. Jy het nie ander goed nodig nie. Jy hoef nie te besluit of dit reg of verkeerd is nie. Los dit net uit. Hoekom? Want die voedsel wat ons het in die woord van God is genoeg. Meeste mense het nie idee wat in die Bybel staan nie. Hulle luister allerhande ander goede en lees allerhande ander goed, maar hulle weet nie wat in die Bybel staan nie. Hulle eet net onrein voedsel. En hulle geloof is gebaseer op dit. En dit vat nie eens 'n storm om hulle huis om te stoot nie. Dit vat sommer net 'n ligte puntjie en daar lê kaartehuis. Hoekom? Want geloof kom uit die gehoor en die gehoor kom uit die woord van God. En as ek my geloof baseer op ander goeders, is dit vals en dit kan nie staande bly nie. Wat is staande bly? Hulle gryp jou aan die nek en hulle sleep jou voor 'n vuurpellet op. En hulle sê ons gaan jou doodmaak per jou geloof. En gaan jy staan of gaan jy val? Wat gaan bepaal? My oortuiging en my vertroue in God. Nou het ek dit gebou op allerlei soetsappige stories wat my in die gehoor streel, en nou gaan hulle my doodskiet. En wat gebeur? Dan gooi hulle my in die leeukuil. Sê ek, nee, wag, laat ek net heroorweeg. Gaan jy vuur gooi? Jong, ek het dit nou by daai ou gehoor, wat nou, ek weet nie of dit heeltemal waar is nie. En waar is jou geloof? Dit is weg. As jou geloof op die rein voedsel gebou is, dis lewendig, dit groei, dis in jou hart. Dit laat jou staande bly. Dit laat jy die reus aan die keel gryp. En sê, met my God heb ek 'n bende storm. Dis ware geloof.